Jy het gesê ons liefde sal bly staan. Al tuimel al die berge in die oseaan. Doen vir my 'n gunsie voor jy gaan. Gooi vir my 'n klippie in die oseaan. Wie sal ooit die liefde kan verstaan? Nader as 'n hartklop, verder as die maan. Daar is 'n tyd van kom en 'n tyd van gaan. Dit het ek gelees, maar hoe sal ek dit ooit verstaan? En kyk hoe sak Hey, jou swaar, bring vir 'n man 'n bietjie bier daar, jong. Sorry Kruiner, nou is die tyd vir my groot gewaas. Die veeg nie drink ook bier. So, harde werk om julle te speel. So is die musiek oukei? Dit is oukei vir 'n staatsbegrafnis. Wie is jou vriend wat die klarinet speel? Ek ken hom in elk geval nie. Stel Kruiner. Ek kan hom altyd leer ken. Jy sal my by die dans. En jy check nie ander ouens terwyl ek vir jou betaal nie. Check. Check. Jy weet, jy's ook 'n blink vent, né? Bring 'n meisie na die dans toe, dan moet haar broer die hele aand na sit kyk. Hier's miljoene vere wat skree vir my profiel, maar nee. Ek dans met sis Judy. Die aand is verlore. Ek kan nie help, ek speel hier bad nie. Jy sal nog so sit en band speel. Dan vat 'n ou vir Judy en hulle toestep weg Brakpan West toe. Dis die einde van die storie. Ag hoorie man, jy hoef nie elke dans vir my te dans. Jy dans met haar. Net ook al waar een of ander skiewe skaminkel en propageer met haar eksterieur terwyl ek interieur my asma werk op die gitaar. Jy weet Robert, ek sweer jy is jaloers. Ja, ek is jaloers, check. Dis hoekom jy my nie wil sê wie is die ou wat die klarinet speel nie. Hy is in sy klas ook al. Is Dirk Kruiner, 5de jaar LLB. Vader is 'n regter in die Hogere Hof, groot naam in die Superboek as. My mamma is 'n groot hond in die 444. Maar geld nie, maar klas moet 'n groot klas. Peter Stamboek is 'n Labrador brak op die Klipfontein skou. En hy soek nie vaal meisies nie, so hier's uit. My vader is self nie so agterlik nie, dankie. Pakke geurtjie. Sag jy ook al, maar al julle geld kan nie kultuur koop nie. Toe klas ander kan die hekrivier uitgedeel is, toe kan wel julle drossels nog met die knop neus oor 'n highway LM toe. Josef. Aangezien jy vir my 'n bier wil bring ek maar vir jou eene. Man, ek het die item gesien op die dansvloer. Daar sien, sy's getypen soos 'n bou. Engines het alles op die reg gekry. Blond. Jammer, party van ons word nog gebore met 'n handicap, nee. Dis nou die een ding wat Roberts my nie van jou vertel het nie. Wat praat jy tog, kind? Hy het my nie gesê jy is nog boonop verwaand ook nie. My vriend Roberts, wat praat die kind tog? Wag, ek julle voorstel. Dis Judy Verster en haar broer Hans en dis Dirk Kruiner. Verster. Sterretjie. Hoekom daai jy nie jou hare nie? Ek dink as jy jou hare daai dan.
Dan kan jy ook mooi lyk as jy so 'n bietjie probeer. Luister Robert. Moet ons na hierdie vent se slimmighede sit en luister? Jong, jy's so groot. Ek voel daar's enigiets wat jy moet doen nie. So baie as jy ons vervelig vind. Sterretjie, ek en jy. Luister my vriend met die goue tong. Waai jy? Ons het vrede gehad voor jy gekom het. Ag, koel af man, koel af. Dig, jy sê vir Julie jy's jammer en dan sit ons hier soos beskaafde mense en ons drink ons bier by die tafel. Jammer, waarvoor? Jammer omdat ek vir haar gesê het ek dink sy kan ook mooi lyk as sy wil. Ek persoonlik dink dit is 'n kompliment. Jy weet kry nou, jy mag miskien in Stellenbosch iets wees, maar hier bo in die noorde is jy net 'n windsak. Lyk my jy's ernstig. Jy's heeltemal reg, ek is ernstig. Ag, los tog asseblief aan. Ek sien lus vir 'n argument nie, man. Luister. Ons het hier by hierdie tafel gesit waarvoor ons betaal het. En ons het ons drank gedrink waarvoor ons ook betaal het. En alles was heel plesierig totdat hierdie windsakkie ingeval het. Kyk dan. Jy mag groot wees, maar vleis was nog nooit 'n plaasvervanger vir kruins. So sê jy nou weer vir my ek is 'n windsak, dan sien jy nie môre uit jou oë uit. Hey, wat maak jy hier so aan jou klas? Los my, ek gaan daar 'n lae profiel. Maar jy kan jou hier in my kamer kom plak nie. Ek het ook 'n siel, ek soek ook skade vir my gemoed. Kom, ek vat jou vry. Los my net, ek het pyn, kameraad. Oh. Roberts. Uit Roberts. Maar meneer, is my kamer nie meneer. Ja, ek sien so en ek sien ook jy fraterniseer met ou meneer. Uit hierso, kom met kry nou praat. En toe kry nou, hoe gaan dit? Alles van die Westhuis en dankie van die Westhuis. Ek het jou sarkasme nie nodig nie, dankie. Ek sal bly wees as jy die koshuis ontruim. Jy hoort nie hier nie en jy weet dit. Ek dink dit is 'n skande vir 'n man van jou senioriteit om op universiteitsdans soos 'n barbaar oor 'n meisie te beklei. En dit met 'n bottel drank. Jy kon die man se gesig lewenslank geskend het. Wel, dis presies wat ek probeer doen het. Ek sien dit het nog geen nut om met jou soos 'n beskaafde mens te probeer praat nie. Ek gee jou laaste waarskuwing. Okay, ek weet jy's die primarius en jy gee die orders. As ek op pad hospitaal toe beswyk, kan dit op jou gewete van 'n Westhuis. Jou simpel humorsin is flou. Jy weet van 'n Westhuis. As ek nog so 'n goeie advokaat gaan wees, as wat jy 'n goeie predikant gaan wees, dan skop ek liewer nou op. Okay. Kry net 'n krepele om die blinde uit te lei. Roberts! Hoe vat hierdie ou meneer hier weg en sorg dat hy by die huis kom? Reg meneer. Stadig, Robert, stadig. Die staat het in die geval van waterregte opgetree as dominus fluminus. Dit wil sê, daar is 'n beleid gevolg van staatseienaarskap oor riviere. En volgens Kersteman het al die riviere van die betrokke tyd, is om en by 1768, aan die soewerein behoort. En behalwe waar bote op water. Meneer, staan asseblief. Meneer, wat is dominus fluminus? Dominee wie, professor? Wat is uw naam, meneer? Roberts, professor. Sê weer? Reserve Roberts. Ek sien. Reserve Roberts. Ek stel nie belang in byname nie, meneer. Ek wil weet, wat is uw naam? Ekskuus professor, maar ek kan nie help nie. Dis hoe ek gedoop is, professor. My pa, hy's 'n baie snaakse man. Hy het 6 seuns gemaak, ek bedoel gehad, professor. Hy het nog altyd 'n ding oor genoeg draas by 'n begrafnis en op 'n dag toe raak hy bang een van haar chop dalk voor hom af en toe maak hy my. Ja, is nogal logies. As ek mag vra, meneer Roberts, wat is jou ander broer se naam? Wel professor, my oudste broer, hy's nou 57, hy's Jan Smits Roberts en die twee oudste is Hendrik Verwoerd Roberts. My enigste sussie professor, sy's gedoop prinses Margaret Roberts. Nog 'n vraag, meneer Roberts.
Jou pa. Wat is jou pa se naam, meneer Robert? Ek dink dis waar die hele ding begin, professor. Hy is Lord Roberts. In die geval van waterregte het die staat opgetree as Dominus Fliminus. Dit was 'n simpel ding om te doen as jou pa dit hoor, skiet hy jou. Ja, wat moes ek maak? Dink jy is om my geglo te kom vertel my pa was besig met sy eie rugbyspan teen die Wit Kloos van Gobabas. Hy sou gedink het ek lieg, man. Maar wat dink jy sou hy gemaak om vertel van my ou? Ja, die service is erg genoeg, maar voel by. Hy nou toe te kom nie. Hy het gekry waarna hy gesoek het. Hy weet nie anders is reg. Hy is 'n windsak. Sies tog. Jy kan maar nie oor jou jaloesie kom nie, né? Al is dit nodig om so 'n vent te staan en vaf. Check. Sterretjie, Roberts. Ja, kom maar in, kom sit jy om die lyksbaar. Nee, dankie. Ek moet net kom kyk of jy nog leef. Probeer 'n stukkie rou vleis op die oog, miskien help dit. Al wat sy help is die dood in hier. Kom maar. Nou ja, kry maar vir julle so 'n plekkie om te sit. Nee, ek wil nie sit nie, dankie. Ek moet net kom kyk hoe lyk dit hierso. Jy leef soos 'n vark kry nou. Miskien nie so. Ek dog jy sê die vent het klas. Wie wat, Sterretjie? Ek het nog altyd gehou van taktvolle mense. Ek sommer is in trou met jou. OK. Sê net wanneer. Wel, Kleiner, Julie het nou gesien waarvoor sy gekom het. En ek beloof jou, niemand het jou nog ooit sadder aanskou as nou nie. As dit aan die afskikking wil ek nog sien wat sal. Kom Julie, ek vat jou huis toe. Nee, dankie. Ek se pad na my pa se kantoor. So 'n bietjie koffie of tee. My maat het my lekker beskuit gebak, ons beskuit eet en gesels. Sien jou, Nee, Kleiner. dankie. Kry. Maar ek het nog nie gesien nie, Sterretjie, ek het van die nuutste soetkoekies op die mark, as jy miskien daar. Ek dink dis 'n laakbare suspisie. Ek het jou gesê my boekhouer was met vakansie. Ons is 'n bietjie agter met die rekening. Meneer Verster, luister asseblief. Ons doen maar net ons plig. Daar het die afgelope maande verskeie klagtes gekom van kliënte en firmas dat hulle sukkel om checks uit die uit te kry. Onder sulke omstandighede het die wetsgenootskap geen ander keuse nie as om ondersoek in te stel na die trustfonds. Jy kan nie kom beweer dat ek my vingers in my trustfonds gehad het nie. Niemand beweer dit ook nie. Hi, is my pa besig? Jong, hy het 'n ou van die wetsgenootskap by hom in die kantoor. Hy het gesê ek moet hom nie steur nie. Ag, ek seker hy sal my sien. Sê vir hom net 'n minuut. OK, sit so lank. Ek het jou gesê ek is besig. Hallo meneer Verster, Judy is hier om u te sien. Nou ja, goed, ek kom. Ons kom net 'n oomblik, my dogter het net 'n probleem. Sal nie lank duur nie. Hallo, Miss Kay. Hallo pa. Jong, ek het 2 mense daar by my, kan jy wag? Jammer pa, ek wil nie plan nie, ek wou net iets kom vra. Wat is dit? Ek wil vir my 'n rok gaan koop, maar ek wil hoor of dit alright is met pa.
Natuurlik, ja. Sê hulle moet dit maar opskryf. Baas is die man. Kom pa vroeg. Nee, ek glo nie, ek is baie besig. Sê vir ma asseblief. Ag, ek dink ma gaan by Belie vanaand uit. Sien pa later. Asseblief juffrou, ek is besig. Ek is jammer meneer, maar Judy, Kan ek vir julle nog koffie gee? Nee, dankie. Kyk nee, Verster. Kom ons wees eerlik. As jy 'n probleem het, dan dink ek dis beter dat ons openlik met mekaar praat. Die wetsgenootskap is nie hier om sake vir sy lede te bemoeilik nie. Maar ek het julle gesê daar is geen probleem nie. Dan behoort jy geen beswaar te hê daarteen dat ons ouditeure hierheen uitstuur nie. Luister. Gee my 'n week kans. Ek en die boekhouer sal sake uitsorteer, dan kom julle weer. Dit is 'n administratiewe probleem, dis al wat dit is. Wat ek nie kan verstaan nie, is dat u so wal gooi teen die ouditeure. Dit verbaas my dat u dit nie verstaan nie, meneer Olivier. As hier 'n gerug moes ontstaan dat my trustfonds, dat daar iets mee verkeerd is, kan u dink wat dit aan my goeie naam sal doen. Dit is 'n baie, baie ernstige saak. Presies, dit is 'n ernstige saak. Nou, is dit dan onbillik om 'n week grasie te vra? My boekhouer is maar van maandag af terug op kantoor. Meneer Verster, ons praat nie oor die afgelope maand nie. Ons praat oor 'n tydperk van 6 tot 9 maande. Luister. Miskien het ek nie genoeg aandag gegee aan wat aangaan met sy werk nie. Ek was die afgelope tyd verskriklik besig. Meneer Verster, hoekom probeer jy die saak ontwyk? Daar is klagtes teen die praktyk, ernstige klagtes. Niks kan die saak beter dien as 'n bevinding deur die genootskap se ouditeure dat alles in orde is met die boeke en trustfonds nie. Maar gee my dan net 'n ekstra week, dis al wat ek vra. Nou goed, meneer Verster. Ek weet nie of daar duistere dinge in die boeke aan die gang is of was nie. Al wat ek hoop is dat die ouditeure vind dat alles in orde is. Jy het jou week. Dan stuur ons die ouditeure. Totsiens, meneer Verster. Totsiens. Totsiens. Wat het met jou gebeur? Van my bike afgekom op 160, toe val ek my gesig op 'n pampoen. Moet sien hoe lyk die pampoen. Het jy niks gebreek nie? Die sieg is so 'n bietjie gekraak. Vat my tas, ek voel bietjie swak vandag. Ek het jou ma gebel gister. Om te Net om 'n bietjie te gesels. Sy's baie bekommerd oor jou. Sy wil weet of jy genoeg eet en so aan. Toe ek vir haar beloof om vanaand vir jou kos te maak. Jy kan so 7 uur se kan kom. Ek het vir Alice gesê sy moet gaan fliek, want ek weet sy irriteer jou. Wat se kos is daar? Chips en chops en Griekse slaag. Okay, hang net so 'n bietjie aan, ek sien jou later sê. Jy sien Flinnie Meiburg het my ook genooi in. Sy het skaapbout en jy weet ek hou van skaapbout, gebraaide aardappels, soos ek sê, gebakte aardappels. So 'n bietjie ryse, bottel Cabernet en daarna so 'n bietjie gestoofde pudding en eers 'n koffie. Wel, dit maak eintlik saak nie. Ek het die goed nog nie gekoop nie, so ek kan dit ook vir jou maak. Ek het nie geweet jy so mal daaroor nie. Wel, ek hou baie daarvan, maar moenie worry nie. Flinnie Meiburg het gesê Jy gaan nie by daai gitaar eet nie. Gitaar, wat is 'n gitaar? Dis 'n meisie wat haar pink dye en haar naels groen verf. Wel, ek dink sy is baie kunssinnig. Grietjie, jy verstaan haar nie. Sy lewe in 'n ander wêreld as ons. 'n Soort van 'n vierde dimensie. Op verhewe vlakke. Al hierdie dinge gebeur daar. 'n Soort van 'n filosofiese eksistensialisme wat sig manifesteer in eksperimentele bewuswording van die Freudiaanse ek. Ons kan haar nie oordeel nie.
Ek dink nog sy's pleine kitaar. In die land van die blindes is een oog koning. Want ek gaan vir jou ma sê, as jy moet sit. Nou sê vir haar. My ma het maar 'n baie saai lewe. Ek dink so 'n bietjie ontsteltenis en hysterie kan haar net stimuleer. Ek vind jou baie onaangenaam. My bril asseblief. Shankedun. Nou, as dit nou nie sterretjie is nie. En wat soek jy hier in die edele gange van die regsfakulteit, Pop? Ek weet dit sal vir jou beperkte verstandelike vermoë verskriklik moeilik wees om te absorbeer, maar daar is ander mense as jy wat ook regte swat. Nou, toe nou. Sien jou oog is darm beter. Ek sal tog met my broer moet praat, jy weet, hy ken nooit die perke van sy eie krag nie. Grietjie, vat die tas se klas toe. Ek wil met die meisie praat. Jy's 'n regte boks. Boks. Ja. Vierkant square en ongelooflik dig. Nog een van jou harem. Party mense word maar slawe gebore in my hart. Dis baie goed dat ek jou raakloop. Sien ek is uitgegaan na die ete toe vanaand aan die gasvrou eis so half dat maar nou nie alleen daar aankom nie. Nee, dankie. Dis baie gaaf van jou, maar jy sien ek het nie vanmiddag nog tyd om my hare te gaan daai ook nie. So jammer ou. Sterretjie, wag net so 'n minuut. Ons gaan mos hierdie probleempie uitsorteer, hè? Daar's geen probleempie nie, dankie. Kyne. Ek is bly om te sien sy het jou toe van Cloud9 afgestamp. Bemerk ek by die eerste jaartjie 'n swempie van satisfaksie oor die ou meneer se embarrassment. Jy weet ek het nog altyd eindelose bewondering gehad vir jou matelose waarnemingsvermoë. Ek sien Lord Roberts het 'n gevoel van superioriteit ontwikkel hier in sy meerderes. Nou goed, Roberts. As jy dan so voorbarig wil wees, jy's vanmiddag 5:00 by my kamer. In jou beste kuspak, is dit duidelik. Ja. Jy, Roberts, gaan vanaand by 'n meisie eet. En dis net ek jou straf nie. As jy belangstel, op die spyskaart is daar 'n skape, goeie bottel wyn, hier's 'n koffie. 5:00, Roberts, is dit duidelik. Stiptelik 5:00 vir inspeksie. Ek wil nie ensiklopedies koop nie, dankie. Meneer Krein het my gestuur. Meneer Krein het jou gestuur. Ja. O. Wel, kom in. Kom my nie. Nee, ekskuus, hy het gesê sy gesig is vreeslik Hoor jy seer. so spaar met die snack. Hy het jou gestuur om die kos te kom eet, nee. Ja. En wat het jy gedoen om so gestraf te word? Hy het by my nooi aangelê toe maak ek beswaar. Sies tog. En toe stuur hy jou Siberië toe. Wel, wat is jou naam? Roberts. Robert. Wel, Robert. Ek sal jou nie hier hou nie. Jy kan waar as jy wil. Of jy kan bly in die mislike skaapboutap opeet. Wel, ek is half honger en jy is half alleen. Wat? Kyk uit jou bandjie. Jy het vreeslike mooi oë, wie jy? Ek het jou maande gelede al gevra om vir ons plek te bespreek by die see en jy het beloof jy sal. Wel, ek het vergeet, dis al. Vergeet. Gerieflikheidshalwe vergeet jy altyd goed wat vir my en die kinders belangrik is. In daai strandhuis wat jy sou koop, daarvan het jy seker ook vergeet. Waar die duiwel dink jy met die geld vandaan kom? Alweer die ou geldstorie. Wat wil jy met jou geld maak? Saamvat. Ag asseblief moet tog nou nie met 'n ding begin nie. Jy het nie die vaagste benul waar geld vandaan kom nie.
Al wat jy weet is hoe om dit uit te mors. En jy dink geld is 'n afgod wat net in die bank moet lê en mooi lyk. As julle met julle soos kinders gaan gedra, ek gaan kamer toe. Jy behoort jou te skaam om so voor Judy te kere te gaan. Ek my skaam, maar wat van jou? Ek is jammer. Vergeet dit. Ek sal dit nie vergeet nie. Jy het voor Judy geïnsinueer dat ek jou geld uitmors. Geïnsinueer? Ek het dit nie eers geïnsinueer nie, ek het dit sommer prompt uitgesê. Vir jou bestaan die lewe uit motors, uit klere, uit 'n swierige huis, belangrike mense. Jy het nie die vaagste benul van waardes nie. So nou word ek weer verwyd omdat ek in 'n weeshuis groot geword het en nie op universiteit was soos jy nie. Magda, jy het 'n kompleks, dit is jou probleem. Daar is honderde, duisende mense wat nooit naby 'n universiteit was nie. En hulle probeer nie heeldag deur daarvoor kompenseer nie. Jy dink wat kort kom in jou opleiding kan jy vergoed deur genoeg geld. Ek het nie nodig om na jou beledigings te staan en luister nie. Maar Herman, ek wil nog net een ding vir jou sê. Hierdie huwelik is op sy laaste bene en jy's te blind om dit raak te sien. Verskoon my. Magda, wag. Luister asseblief. Probeer tog net verstaan. Ek werk onder geweldige druk en ek is partykeer kortgebonde, ek erken dit. Maar jy wil maar net nie verstaan nie. Ek het nie onbeperkte geld nie. Jy was Julie maand in die buiteland gewees met die kinders. Dit het my R10.000 gekos. Ek kan nie nou 'n strandhuis koop nie, al wil ek, daar is net nie geld nie. Geld, dis al waarvan jy ooit praat. As ons argumenteer is dit oor geld. Maar jy wil nie verstaan nie. Nou maar goed, dis my skuld. Ek is altyd verkeerd. Ek is mos oppervlakkig en ydel en selfsugtig en jy is al ene wat ooit reg is. Magda, kom ons los hierdie argument toe. Bring ons tog nêrens nie. Nou maar goed, Herman. Kom ons los dit. Dis mos soos jy al jou probleme oplos, deur niks daaromtrent te doen nie. En nou weet ons ook sommer waar ons Desember heen gaan. So ons kan almal begin om ons reëlings te tref. Pragtig. Ster. Hallo, Ster. Meneer Verster? Kry nou. Ag, kan ek asseblief met Sterk Judy praat asseblief? Ja, net 'n oomblik asseblief. Judy, telefoon. Hallo? Hallo Sterretjie. Is ou Blue Eyes hier. Hoe lyk dit wie nie vanaand gaan fliek of so iets nie, aangesien Lord Roberts nou saam met 'n ander meisie eet. Ek gedink dit kan miskien net 'n goeie ding wees. Ja, kry nou, dankie. Ek sal saam met jou gaan fliek. Maar spaar my asseblief jou infantiele humor. Dis nie vanaand my aand vir grappies nie. Natuurlik. Ja, ek het nie gedink jy sal lag oor Roberts nie. Dat nou 'n ander meisie uitvat vanaand nie. Man, ek weet nie waarvan jy praat nie, maar as jy regtig in 'n bui is vir jou sottelike pittighede, kry dan eerder vir jou 'n meisie wat meer geïmponeer is met jou kinderagtigheid as ek. Maar ons is suur vanaand, né? Nou goed, wat? Ek sê wat. Ek kry oor so 'n halfuur en ek beloof jy ons praat vanaand net oor Sartre en Beethoven en Shakespeare. Hoe klink dit? Dankie, dis fyn. Ek gaan fliek. Vra jy my of sê jy my? Ek sê vir pa. Pa, miskien enige besware? Nou, aangesien jy my bloot inlig oor jou bewegings maak, dit seker nie saak of ek beswaar het of nie. Hallo. Kan jy nie soos enige ordentlike 15-jarige motorfiets koop nie? Dan kan jy soos enige ordentlike eerstejare rokkie aantrek nie. Kom ons ry.
Luister Kruine, sou jy omgee as ons liewers nie gaan fliek nie. Ek's net nie vanaand lus om in 'n toeplek te sit en prentjies kyk. Ons het verkeerd, sterretjie. Ek sou miskien later sê, kom ons ry. Is dit regtig so dat Roberts vanaand by 'n meisie gaan eet het? Ja, maar dan moet ek ook eerlik wees. Dis nie uit eie wil uit nie, was vanoggend voor op die wa. Toe stuur ek hom soontoe. Wel, ek moet jou sê, ek is ook bly. Omdat ek daar 'n kans gehad om jou uit te neem. Dis minstens eerlik. Wie wat sterretjie? Ek gaan nog eendag met jou trou. Is jy nou ernstig? Ja. Jy ken my van geen Adam af. Ja. Nou, wat het jou laat besluit ek is die meisie in jou lewe? Wel, van kleins af weet ek nog altyd dat ek wil hê. En ek wil jou hê. So ek is jammer vir Roberts, maar ek wil jou hê. En jy reken jy gaan my kry. Ja. Het ek ook iets in die saak te sê of moet ek maar inval by jou besluit? Ek sien jou wat. Ons gaan drink so ietsie en ons eet 'n pasty en dan bespreek ons die saak. Deal? Kom. Laat, Robert, ek dink jy moet huis toe gaan. Ag, is nog nie laat nie. Man, dis 04:30. Dis al 4 uur s'aands, man. Winkels is nog nie eens oop nie. Maar dis so. Jy het onder dwang hiernatoe gekom om my skaapbou te kom opeet en dit jy goed gedoen. Maar daar's nie pudding nie, ek het jou gewaarsku. Wat is 'n aandjie sonder pudding nou? Meneer Versterk is jammer. Jy weet geld is op die oomblik baie skaars. En jy het reeds 'n oortrekkingsgeriewe van R30.000. Sit gerus. Dankie. Charles, ek soek net 'n bruggingsfasiliteit, dis al net vir 'n maand of 2. Al wat ek vra is 'n verdere 20.000. As jy bereid is om jou state by die auditeure vir ons te kry, dan kan ek maar kyk wat ek by hoofkantoor kan uitrig, maar ek is nie baie optimisties nie. Hoe lank sal dit neem? 3 weke, 'n maand miskien, ek weet nie. Dit hang alles van die kredietafdeling af. En dan kan miskien waarborge ook van. Man, ek kan altyd my huis as sekuriteit gee. Nou ja, dan kan ons maar kyk wat ons kan doen. Wanneer kan jy vir my die state kry? Ek weet dit is onmoontlik met sulke kort kennisgewing. Maar wat is jou dringende haas in elk geval? Man, dis 'n transaksie, ek kan jou nie nou sê nie, daar's ander mense ook daarbey betrokke. Dis op die oomblik nog redelik vertroulik. Herman, jy speel nie met my oop kaarte nie. Is jy in die moeilikheid of iets? Natuurlik nie. Maar goed, ek kan maar kyk wat ek kan uitdra. Maar jy moet my 'n dag of 2 kans gee, dis al wat ek op hierdie stadium kan beloof. Met ander woorde, na al die jare wat ek by jou bank, druk jy nou die deur in my gesig toe. Nee, natuurlik nie. Jy weet ons het jou nog altyd in die verlede gehelp. Maar jy's op jou limiet. Jou firma se rekening is met 30.000 oortrokke en jou persoonlike een met 25.000. Herman, dis nie klein geld nie. En op papier lyk dit nie goed nie. Hoe lyk dit met jou trustrekening? Is die darm in orde? Natuurlik is hy. Verland, wat dink jy? Ek vra maar net. Nou kyk, skakel my môre so net na ete. Dan kan ek jou sê wat aangaan. Dankie. Totsiens.
ma gebel gister. Om te Net om bietjie te gesels. Sy's baie bekommerd oor jou. Sy wil weet of jy genoeg eet en so aan. Toe ek vir haar beloof om kos vir jou te maak vanaand. Jy kan so 7 uur se kan kom. Ek het vir Alice gesê sy moet gaan fliek want ek weet sy irriteer jou. wat se kos is daar? Chips en chops en Griekse slaai. Nou okay, hang net aan, ek sê jou later sê, okay? Daar was die afgelope maande verskeie klagtes van firmas en kliënte dat hulle sukkel om checks uit die uit te kry. Onder sulke omstandighede het die wetsgenootskap geen ander keuse nie as om ondersoek in te stel na die trustfondse. Jy kan nie kom beweer dat ek my vingers in my trustfonds gehad het nie. Dan behoort jy nie beswaar daarteen te hê dat ons ouditeure uitstuur hierheen nie. En gee my dan net 'n week, dit is al wat ek vra. Nee, wat sterretjie. Ek gaan nog eendag met jou trou. Jy nou ernstig. Ja. En jy ken my van geen Adam af nie. Ja. Nou, wat het jou laat besluit ek sien meisie in jou lewe? Wel, van kleins af weet ek nog altyd wat ek wil hê. So, ek is jammer vir Roberts, maar ek wil nie weer. En jy reken jy gaan my kry. Ja. Grietjie, wat so lank die tas ek klas toe. Ek wil gou met die meisie praat. Jy's 'n regte boks. 'n Boks. Vierkant, square en ongelooflik dig. Herman, dis nou 'n verrassing. Werk julle prokureurs nie meer nie? Ek was op pad Cullinan toe ry ek maar hier laas. Gaan dit nie jou verseë? Nee, ons sukkel maar. Ons kan nie almal 'n bestaan maak uit ander se ellende nie, né? Wie kom? Nee, dankie. Daar's iets waaroor ek met jou persoonlik wil praat. Kom ons stap na die krale toe. Ek moet buitendiens toe gaan. Weeste lyk mooi vir jaar. Ek het verlede week R42.000 betaal vir 'n nuwe bil. Ek sal net vir jou gaan wys as hy heng so mooi dier. Ek is bly om te sien dit gaan so goed met jou verseë. Dit gaan goed met my oor ek werk vir my geld, Herman. Ek het met niks begin nie. Dis 'n gewone myner. Dag in, dag uit, ondergrond soos 'n mol. Maar ek het my daar uitgewerk. Alles wat ek vandag besit, het ek verdien. Niemand het aan my gunste 'n gawes uitgedeel nie. Jag uit daai koe daar, man. Jag eruit. Staan jy slaap of wat? Nou ja, Herman. Jy het gesê jy wil met my praat. Wat is dit? Jy's Magda se broer verseë. Stiefbroer. Nou ja, stiefbroer dan. Dit maak dit vir my bietjie moeilik want ek wil nie hê jy met die indruk kry dat ek met sentiment na jou toe kom nie. Daar moeilikheid tussen julle twee. Ja, dit ook maar. Ek wil openlik met jou praat verseë. Jy het my huis gesien, jy het gesien hoe luks ons lewe. Ek weet nie hoe goed jy prokureurs ken nie, maar ek maak nie daardie soort geld nie. Ek het gedink julle lewe te hoog. Julle het arm groot geword verseë. Jy, Magda, julle susters. Toe ek 'n bietjie geld begin maak, het Magda haar nie laat keer nie, sy het losgetrek en begin koop. Herman, as jy hier na toe gekom het om my familie te staan en sleg maak. Wag nou, man, moenie my verkeerd verstaan nie. Ek het net soveel skuld aan alles. Maak nou jou punt. Ek het nog duisende dinge om te doen vandag. Ek is in die moeilikheid verseë. Geldelike moeilikheid. Nee. Wag 'n bietjie. As jy hier na toe gekom het om vir my te kom geld, gee my 'n kans verseë. Ek het nie geld by jou kom vra nie. Ek kan dalk 'n lening by die bank kry. Nou moet ek vir jou borg staan, hè. Gaan lees jou Bybel, Herman. Kyk wat sê die Bybel oor borg staan. Moenie vir my die Bybel uit aanhaal nie. As jy wil nee sê, sê nee soos 'n man, maar moet jou nie beroep op die Bybel nie. Nou daai het jy mos jou antwoord. Verseë. Ek is nie so ruggraatloos dat ek hierheen sou gekom het
as dit nie ernstig was nie. Jy en ek het nie eintlik booghare vir mekaar nie, laat ons nou eerlik wees. Ek het geld uit my trustfonds gevat om te betaal vir jou suster se uitspattighede. Was sot genoeg geweest om te dink dat my vrou sou kon behou deur haar aan te hou omkoop. Moes seker beter geweet het. Sy is dit nie werd nie. Nou dat ek lege tappe uitgesuig is, gaan sy my tog los. Maar ek het kinders, Forsie. Hoekom het jy nie aan jou kinders gedink toe jy daai geld gesteel het nie? Hoekom het jy nie toe aan hulle gedink het? Ek het nie geld gesteel nie. Nou as jy nie geld gesteel het nie, van wat kom staan hier by my in bedel? Ek sal daardie geld teruggee. Al wat ek van jou vra is jou handtekening, dis al. Luister hier, Herman. En luister goed. Jy wil van my suster skei, lyk dit my. En jy verwag ek moet jou help finansier? Oh nee, dis waar. Nee, ek is jammer. As ek iemand gaan help in hierdie gemors, dan help ek my suster en nie vir jou nie. Nooit vir jou. Dus, klim nou in jou kar en ry na jou pelle toe en laat hulle vir jou teken en los my uit. Ek is jammer, Forsie. Ek sou nie hierheen gekom het as ek gedink het dit gaan op 'n argument uitloop nie. Jy en ek ken mekaar al meer as 20 jaar. Dit help nie dat ons praat nie, Herman. As jy en Magda uit mekaar uitgaan, dan weet jy wie se kant ek gaan kies. Ek wil nie skei nie, Forsie. Ek probeer die huwelik red. Dis Magda wat nie wil nie. Ons gaan nie hierdie argument vandag uitgestrek kry nie, Herman. Moet my nou verskoon. Ek moet lande toe gaan. Sê so maar, Herman. Waar is Judy? Hoekom het jy haar nie saamgebring nie? Want ek het sommer hier langs gery, ek sal weer op pad. Maar waar is my pa? Het jy hom gesien? Ja. Hy's maar baie besig vandag, ek dink hy's nou lande toe. Luister, sê vir Judy ek sal haar 10 koek gee. Ons hou groot fees hier die einde van die maand. Ons soek 'n paar lekker vrygoed. Ek sal kom oplaai as hy sommer hier oorslaap. Ja, bel haar maar self. Hulle is besig met toetse op die oomblik. Ek weet nie of sy se kan wegkom nie. Totsiens. Maar gesien, Herman Verster was hier gewees. Om Herman? En wat het hy kom maak? Blykbaar met pa kom gesels. Maar hy's knorrig hier weg. Jy weet ek sweer die spul Versters dink hulle is beter as ons. As gesien het hoe cool was hy toe ek hom vra om vir Judy 'n boodskap te gee. Maar jy moet ook vir Judy uitlos. Net as pas kinderstories veroorsaak sy met jou niggie rondflenter. Punt is maar sy's niks van my nie. Pa en tant Magda as stiefbroer en suster. Jy moet vir jou plaasmeisie soek. Die Judy is ook al net soos haar ma, 'n regte snop van hierdie universiteit toe gaan ry. Wat wil sy nou met regte maak? Kom sy nie ook vir onderwyseres gaan leer nie soos al die ander meisiekinders nie. Wat gaan sy eendag met 'n graad maak in die regte op 'n plaas? En vergeet van haar. Jy weet as jy aangaan, sy my sweer ek wil met die meisiekind trou. As jy wel wil trou nie, wat wil jy dan met haar maak? Toe, wat wil jy met haar maak? Ek sê vir jou, jy moet hierdie meisiekind uitlos. Sy gaan eendag vir haar man net hartseer bring. Die meisie is gemaak vir hartseer. My pa's môre vir 'n simposium of 'n ding. So ek moet saam met hom gaan eet, so ek wel jy moet saamkom. So is dit oukei met jou. Jy weet dit, jy's regtig verbaasd. Kyk man, ek het hom gesê jy's die meisie met wie ek gaan trou. Toe sê Nou luister jy vir my. Ek ken jou presies 5 dae. Van die 5 dae het ek jou 4 keer gesien en van die 4 keer het jy my 4 keer vergas met jou fantastiese hoedanighede. Jy het my nie 'n enkele slag gevra wat ek dink. Nou kom ons los nou maar hierdie troustories van jou. Ek's minderjarig, ek's eerstejaar, ek nog lank om te swat. Jy moet nog diensplig doen, so laat ons nou maar nie voorbarig wees. Beteken dit nou jy het my afgesê? Ja. Wel, ek is jammer, jy kan nie. Ek het jou miskien ooit gevra met 'n keus. Nee. Ek seker jy is nie lekker in jou kop nie. Jy weet jy dink as iets verkeerd met enigiemand wat met jou wil trou. Wel, ek het nuus vir jou, sussie, as iets verkeerd in jou kop. Jy's die mooiste ding op die kampus. Jy het styl, jy's slim, jou pa is ryk. Hey. Jy sien ek het opgecheck op jou. Papi wou so 'n tipe van 'n curriculum vitae hê voor hy bereid was om jou te gaan eet.
Jy weet Dirk, jy is mateloos verward. Man, kyk, jy het nou al 3 maal gesê, probeer 'n bietjie volgende keer iets anders doen. Dan gaan nie 'n volgende keer wees nie, Dirk. Jy sien die dag as ek 'n man vat, dan gaan dit wees oor hy lief is vir my. Nie oor ek mooi is of ryk is of klas het nie. Ek wil iemand hê wat my wil hê as 'n mens, as 'n persoon. Nie as 'n soort objek wat pragtig opgedres staan in 'n winkelvenster met blinkertjies en skitterblou plastiek oor nie. En wat die ete betref, nee, dankie, so honger is ek nie. Sterretjie. Ek trek 'n bietjie jou been. Ek wil regtig met pa met jou meet. Okay? Dirk, jy's te vinnig vir my. Ek weet niks van jou af. Ek weet nie eens of ek van jou hou nie. Wat voel jy vir Roberts? Ek en Robert is maats, is op. Nou wat voel jy dan met my te sleep? Niks keer my nie. Ek sê nie die mark vir 'n kwaai keis nie. Ek sê om te swat. En dis nou Jen. So jy wil nie saam met pa gaan eet nie? Nee. Seer gekry, Roberts. Seer gekry. Nie mal wees nie. Ek het my nee ding getest gehad. Die perde by. Met 'n padverslag gekry. Lek, ho, 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 hang! Lek! Ha! Leg, ameseer! Recht! On! Ja! Ja! Drie! Ja! Ek is op soek na weerman vir Ster. Ster! Graal. Kaptein Viljoen wil jou sien. Wil jou pas? Binne. Ster, jou pa is hier om jou te sien. Jy kan saam met hom gaan, maar jy mag nie terrein verlaat nie, is dit duidelik? Goed, kaptein. Dankie, kaptein. Wat is dit, pa? Hannes is vir my 'n verskriklike ding om vir jou te vertel, my kind, maar ek dink ek is in groot moeilikheid. Oor die jare, laaste 3 jaar het ek geld uit my trustfonds gekry. In die begin, ek het dit altyd teruggesit op 'n manier. 1 of 2 keer toe ek dit nie kon doen nie, het ek my bankrekening oortrek en dit teruggesit. Later kon ek net nie meer nie. Hoekom, pa? Ek bedoel, hoeveel geld is dit? R60.000 meer, ek weet nie heeltemal nie. Maar ons kan toch geld leen iewers? Dit is seker nie so erg. Anders is vir my 'n verskriklike ding hierdie. Ek kan jou nie sê nie, ek kan jou en Judy nie in die gesig kyk nie. Maar pa, die huis. Verkoop die huis en die kar. Ek skuld meer op die kar as wat hy werd is. Die huis is op jou ma se naam. Weet sy hiervan? Jou ma is besig om my te verlaat, Hannes. Pa? Oor hierdie besigheid? Dis 'n lang storie, man, dit kom nie van vandag af nie. Maar hoekom het pa dit gedoen? Hoekom het pa die geld gevat? Pa het mos geweet wat gaan gebeur. Hannes, alles werk nie altyd so eenvoudig nie. Alles is nie altyd eenvoudig net swart of wit nie. Nie net altyd swart of wit nie. Wie het my altyd vertel van die wet? Wie het vir my en Judy geleer van die gereg en van reg en verkeerd? Pa het, en nou wil pa vir my kom vertel dat... Hannes, ek het jou kom vertel oor ek nie wil hê jy moet 'n verkeerde indruk kry nie. Verkeerde indruk? Verkeerde indruk van wat? Van pa. Wat wil pa, moet ek dink? Dat pa nie geweet het wat pa doen toe pa die geld gesteel het nie. Ek glo dit nie. Hoekom het pa dit gedoen? Iets wat jy net so min sal verstaan as jou ma. Wag, pa. Pa kan nie net hier vir my kom staan en vertel pa het geld gesteel en nou wegloop nie.
Pa is hier voor 'n verduideliking verskuldig. Ek is aan jou geen verduideliking verskuldig nie. Jy en Judy het julle hele lewe lank alles gehad wat julle wil hê. Toe daar volop geld was, het julle nooit vir my gevra waar die geld vandaan kom nie. Julle het nooit verduidelikings van my geëis nie. Moenie my nou kom staan en konfronteer met snert nie. Snert! Ek dink nie ek hoor so mooi nie. My pa, Herman Verster, die gesiene prokureur, die ouderling in die kerk. Hy steek sy vingers in sy trustfondse en hy hoef nie vir die wêreld te verduidelik hoekom nie. Hannes, wag. Ek is jammer, Hannes. Ek is jammer, my kind. Nie met my praat oor jammer. Ek's jammer. Ek kan baie dinge in die wêreld verstaan, maar wat pa gedoen het, is nie groot gemaak met verskonings vir misdade nie. Hannes, eendag sal jy miskien verstaan. Ek glo nie ek sal nie. Mevrou Verster? Ja. Ek is Dirk Kruine, mevrou. Ek het môre 'n afspraak met Judy. En ek wou asseblief sien. Kom binne. Meneer Kruine. Dirk Kruine. Kom maar. Dankie. Judy het vir my niks gesê van 'n eteafspraak. Ja, ons eet saam met my pa. Hy is hier vir 'n simposium by die universiteit. Hy is 'n regter, Kruine, jy sien. Hy het my genooi. Toe dink ek dit sal nogal lekker wees as ek iemand kan saamneem. O. Judy? Judy? Ek het jou gesê ek gaan nie saam met jou eet nie. Maar Judy moet nou nie so haastig wees nie. Man, maar die vent maak 'n pes van homself. En ek is glad nie van plan om soos 'n skouperd vir sy pa en ma rond te pronk nie. So, dis jou antwoord. Jy gaan jammer wees, Terretjie. Man, ja, daaroor kan ek seker besluit. So jy is seker. Absoluut doodseker. Ek was nog nooit in my lewe sekerder van enigiets nie. Juffrou Versterk, verstaan die vader is ook 'n prokureur hier nie, hoor. Ja. Groot firma? Nee, hy is alleen. Oh, wel, ek het nog nie van hom gehoor nie. Pelle. Ek is seker meneer Verster het ook nog nooit van ma gehoor nie. So is ek nie so snaaks nie. Dirk, ek praat met jou moeder. Juffrou, sê my, van watter Versters is julle nou eintlik? Die Kaapse Versters of die Transvaal? Mevrou, hier in die Transvaal vra die mense nie eintlik waar jy vandaan kom nie. Al wat hulle wil weet is hoeveel geld jy maak, so die norme verskil so effens. Om die waarheid te sê, ek het nie die vaagste benul waar my pa se mense vandaan kom nie en ek glo ook nie hy het nie. Ja, ek het sommer gedink julle gaan baie van mekaar hou. Jy gesê dit gaan 'n ramp wees. Kyk ou sussie, ek is die enigste kind hier sien. Ek is grootgemaak met die modernste opvoedkundige beginsels. My ma het nog ooit een keer verloor. Al dis toe ek vir haar gesê het gaan Pretoria toe. Sy is 'n toegewyde maatie, jy weet. Kom ons nou. Nou sien ek haar 'n bietjie objektiewer. So van die distansie af. Maar Stellenbosch lyk maar braaf klein van hier af as jy nie van die Transvaal af kyk. Ek moet jou sê ek het lanklaas die ete so baie geniet. Jy is ook die eerste Astrid as sommer so prontheid in die wek ruk. Nou, sy gaan nie van jou hou nie, moenie 'n fout maak nie, maar sy gaan versigtiger wees. Ek gaan nie 'n volgende keer weer doen dit. So en jy's nou absoluut doodseker daarvan, is jy nie? Jy is die lastigste vent wat ek in my lewe ontmoet het. Kyk Sterretjie, ek het vir jou gesê ek gaan met jou trou. En as ek iets besluit Ja, toe maar, ek weet. Ek is ernstig, Judy.
Regtig. Ek wil nie hê jy moet dink ek speel saam met jou. Wat weet ons van mekaar af? Omtrent niks nie, man. Ek's 19, ek was laas jaar maar matriek gewees. Jy's 15 jaar, jy het die lewe al so op 'n manier deurgekyk. Ek's nog oorweldig deur alles, ek's verward nog. Mis jy nou ek met jou uitlos? Nee, is nie wat ek wil sê nie. Is net partykeer voel ek so jy probeer my van my voete aflig. Ek vat nie grond nie. Alles gaan net te vind. Jy maak my benoud. Hierdie ete vanmiddag, dit was 'n fout geweest. Jou ma het opgedink jy's oorhaastig. Dis hoekom sy so teen my gereageer het. En selfs my ma, jy stoomrolle mense en dan gooi hulle wal. Jou pa weet nog nie eens van my nie. Jy's mal oor jou pa, né? Ja, ek's mal oor hom. Ag, my pa is ook nie te sleg nie. Jy het net op die verkeerde voet begin. Jy reken? Ek reken. Ja, ek het klas. En jy moet huis toe gaan. So kom ek gaan drop jou aan. Sien ek jou so 7:30. Jy sien? Wel, jy sê ons ken mekaar nie, so kom ons leer mekaar ken. 7:30? Ek kan nie, ek skryf môre toets. Moenie lieg nie, sterretjie. Jy skryf Dinsdag staatsleer en volgende donderdag skryf jy volkekunde. So jy check my op. Ek check jou op. Oppas, boetie, my broer Hannes is kapabel en kleur jou oogies weer 'n slag. Haha, jou broer Hannes sit veilig agter slot en grendel in die arm jou dier. Judy! As jy wil hardloop, hier is jou kans. Kyk sterretjie, as my voet nie daai dag gegly het nie. As ek jy is, begin ek liewer nie weer met daai storie. Ek moet met jou praat. Hey, wag so 'n bietjie. Het jy nog nie ontslaag geraak van hierdie luis nie? Voortluis, voor ek jou bakkie vir jou afstof. Ag man, jy kan nie eens 'n brakkie in 'n skoenboks afstof nie. Luister, ek het nie vandag lus vir jou grappies nie. Kom Judy. Sien jou vanaand, Dirk. Cheers. Hannes, wat 'n duiwel dink jy doen jy? Het jy gehoor van pa? Wat van pa? Hy het geld uit sy trustfondse gesteel. Wat? Hy het geld uit sy trustfonds gesteel, oor die R60.000. Weet jy wat beteken dit? Waarvan praat jy? Is jy mal? Ek's nie mal nie, man, en ek suig nie stories uit my duim uit nie. Hy was 'n dag by my in die kamp. Die wetsgenootskap se ouditeure was by hom en dis 'n groot gemors. Ek glo dit nie van pa nie. Wel of jy dit glo of nie, Judy, dis waar. Maar daar's iewers 'n fout, dis absoluut onmoontlik. Daar sou nooit geld gesteel het nie, man, nooit. Hy het dit gedoen. Ek dink ek en jy moet huis toe gaan. Maar wag eers, man, kom ons praat eers hieroor. Kom jy saam met my of gaan ek alleen? Sies tog. Sy meneer kry net toe 'n bloukie geloop by wat is haar naam nou weer? Sonnetjie. Jou bek man, hier's flou. En toe, hoe het jou ete toe afgeloop? Wat weet jy van die ete af as ek mag vra? Ek het met jou ma gepraat vanoggend en sy het my gebel. Sy het jou gebel. Ja. Om te? Sy wil weet hoe dit met jou gaan. Eintlik jou moreel. Sy wil weet of jou moreel skoon en goed is. My moreel skoon en goed is. Ja, dis sê ek nee. Jy sien mekaar met 'n hippie kultus op die kampus. Jy en die meisie glo nou albei aan vrye liefde en julle eksperimenteer so 'n bietjie met Purple Hearts en Mandrax. Jy lieg vir my, Grietjie. Jy lieg vir my. Hoe sal ek vir jou lieg, Dirk? As jy gewoonlik lieg vir jou. En dit net oor ek jou versterretjie gedrop het. Jy het tog nie gedink ek gaan dit so maklik vergeet nie, het jy? In elk geval, jou ma was baie geskok. Sy was geskok. Ja, dis nie wat ek vra. Hoe het die ete toe afgeloop? Grietjie, jy het so pas my lewe verwoes. Besef jy dit? My hele lewe verwoes. Dan sê ek bly, Dirk. Jy's soveel aanvaarbaarder as 'n verwoeste enkeling. Ek kan selfs my kwynende liefde vir jou van die rak afval en afstof.
Jou miserabele monster. Ek 'n miserabele monster? Dirk, jy het nou die aan my ete gekondem en ek het vandag jou ete gekondem. So, nou is ons kiets. Ag toe koop vir my 'n koeldrank. Nee, dankie. Ek koop liewer vir Satang 'n koeldrank. Los my. Toe ek hoor het ek onmiddellik hier na toe gekom om te kyk of ek kan help. Herman was by my op die plaas gewees. Ek is nou jammer om dit vir jou kinders te sê, Magda. Maar julle pa het baie kwetsende dinge van julle ma te sê gehad. So erg dat ek hom nie verder te woord wil staan. Dit glo ek nie. Dis 'n infame leuen. Judy, my kind. Jy's nog maar net 19. Dis 'n saak vir groot mense die. Ek dink jy moet liewer daar uitbly. Dis ons toekoms. Ek dink ons het 'n reg om daaroor te praat. Praat. Wat gaan praat help? Die tyd toe praat kon help is maande gelede al verby. Ek is bevrees as vader vir sy gesin het Herman julle heeltemal nie steek gelaat. Ek weier om in ons eetkamer na sulke snert oor my pa te luister. Wel, Judy, wat jy onverseë sê is die waarheid. Waarheid? Nee, ma, die waarheid is dat ma so hoog gevlieg het dat pa nie meer kon bybly nie. Dis vir ma se gerief dat pa vandag in die moeilikheid is. Judy, Hannes. Kom laat ons nou die probleem in 'n Christelike gees bespreek. Sonder om mekaar aanstoot te gee. Julle het groot geldelike probleme. Ons almal het. En ons moet nou saam staan en sien wat die beste oplossing is. Sover as wat ek kan sien, is dit ons probleem, nie oom Forsie se nie. Niemand het oom genooi om in ons huis te kom oorneem nie. Dis 'n baie ondankbare standpunt. Om Forsie probeer net doen wat die beste is vir ons almal. Ek dink die beste sal wees as oom Forsie ons alleen los, sodat ons hierdie saak alleen kan uitsorteer. As hy ons so graag wil help, hoekom help hy nie vir pa nie? Ek is bevrees, is nie meer moontlik nie. Wat bedoel oom? Die ouditeur is besig met sy boeke. Daar sal heel waarskynlik 'n klag teen hom kom. En dan? Hy sal dalk op borg vrygelaat word. Maar dis 'n beginpunt. Sal oom die borg betaal? Ek en oom Forsie het al daaroor gepraat. En? Oom Forsie sien nie sy weg oop om julle pa te help nie. En ma laat hom 'n minuut langer in ons huis toe. My kind, oom Forsie. Ma moenie vir my kind oom Forsie nie. Ek is nie 'n kind nie en oom Forsie is nie 'n afgod nie. Ek persoonlik vind 'n pes daarin dat hy in my pa se huis insinuasies oor my pa maak en my eie ma sit en verdedig hom asof hy ons uit hierdie gemors uit gaan verlos. Judy. Jy's nou maar net voorvarend, soos jong mense maar is. Jy het versorging nodig. En ek het my hulp kom aanbied soos dit 'n goeie Christen betaam. Ek hoop nie die dag kom ooit wat ek 'n sent van oom se geld aan my bas moet trek nie. Ek gaan werk liewer op 'n skip voordat dit gebeur. Hannes. Wag eers, Magda. Ons moet nie die jong mense te ernstig opneem nie. Kyk. Jy moet eers luister wat ek en jou ma gedagte het voor jy so te kere gaan. Ek het voorgestel dat jou ma die huis verkoop, net om julle onkoste te betaal. Ek het jou ma ook 'n voorstel gemaak. Sy en Judy kan by ons op die plaas kom inwoon. Dit sal die dag wees, nee dankie. Kyk, jy moet nog jou studies klaarmaak. Wie gaan miskien daarvoor betaal as jou pa in die tronk sit? Jy daaraan gedink? Ek sal 'n plan maak. Jy sal nie 'n plan maak nie. Jy is 19 en jy sal maak soos ek sê. Ek is seker pa sal 'n beter plan maak. Ons sal sien hoe lank jou pa julle uit die tronk uit kan regeer. Ons sal sien. Plek sal julle dankbaar is vir wat oom Forsie vir ons probeer doen. Gedra julle soos 'n klomp barbare. Ek skaam my vir julle. En ek skaam my vir ma. Ek het vanaand spesiaal uit die kamp uitgeloop om hier te wees. En ek wil vir ma net 'n ding sê. Maak hom maar gerus maar se toekoms sonder my beplan. Ek gaan nie langer in hierdie huis bly as daai ou man ons lewens gereël. My suster, die familie sal hier staan. Jy moet jou nie bekommer. Dank. Luister jou, ek en jy kos met juffrou. Binne. Goeienaand mevrou. Kan ek asseblief vir Judy sien? Nee, jy kan haar nie sien. Ek het 'n afspraak met haar mevrou. Wat is dit nou? Ek wil graag vir Judy sien, man.
My dogter het nie toestemming om vanaand die huis te verlaat nie, so ek is jammer jy kan haar nie sien nie. Maar mevrou, Meneer, van nou af gaan dinge verander hier. Van nou af gaan daar dissipline in hierdie huis inkom. Mevrou Verster het gesê jy moet loop. Doen dit nou asseblief. Wel, ekskuus oom, maar ek verstaan nie, dus ek dink ek verstaan. Forsie, jy het klaar kom nes skop in my huis, maar ek is jammer. Ek is nog nie weg nie en ek is ook nie dood nie. Dus as jy nie sal omgee nie, sal jy asseblief jou hoed vat en in jou kar klim en jou lang neus uit my privaat sake uithou. Herman, as ek jy is, sou ek dankbaar wees dat... Nou is jy nie ek nie, en dank die Vader daarvoor. Sal jy self loop of moet ek jou laat verwyder? Herman, ek dink dit sou iemand in jou posisie betaal. Magda, bly stil. Tot verdere kennisgewing is dit my huis hierdie en hier neem ek die besluite. Uit, Forsie. Herman, hieroor gaan jy nog bitter spyt wees. Ek laat my uit niemand se huis uit wegjaag nie. Dink dit was die Magda, ek het gesê, bly stil. Jammer broer. Sake lyk vir my 'n bietjie ongeleef vanaand. Maar enige tyd as jy vir Judy wil sien, het jy my toestemming. Judy? Hey, Judy. Kom gaan koop vir jou 'n koppie koffie of iets. Kan nie nou nie, ek is jammer ek het klas. Luister, moenie vir my lieg nie. Ek weet alles van jou af. Jy het nie nou klas nie. Ek het gecheck. Maar ek het werk om te doen, asseblief man. Asseblief kom drink vir saam my koffie. Kyk Dirk, ek het dit bedoel toe ek gesê het ons moet ophou met hierdie ding regtig. Sterretjie, daar's iets by julle huis verkeerd. En dis hoekom jy my vermy. So kom drink koffie saam met my asseblief. Daar's nie iets by ons huis verkeerd nie. Okay, kom dan net. So wat het by julle huis gebeur gisterand? Dis 'n doodgewone familietwis is al. En hoekom steek jy dan vir my weg? Dankie. Omdat dit ons private besigheid is en omdat ek jou nie goed genoeg ken nie. Ek is ook partykeer skaam om my familie nie, is jy? So jy gaan nie vir my vertel nie. Nee, ek gaan nie vir jou vertel nie. Kie? My ma het my vanmiddag gebel. En sy wil my vanmiddag sien. Seker om vir jou te sien my uitlos. Sien julle tipe nie. Ek dink so, ja. Nee, maar doen dit. Wag net 'n bietjie sterretjie. Sit net 'n minuut en luister na wat ek vir jou wil sê. Ek gee nie om wat my ma wil of nie wil nie. En ek gee ook nie om wat se probleme julle in julle familie het nie. Maar ek wil jou sien en ek wil met jou praat. Kyk Dirk, ek het baie ander probleme. En ek sien asseblief nie nog kans vir 'n verhouding ook. Ek kan jou nie keer om te voel soos jy voel, maar ek wil nie op hierdie stadium met jou of met enigiemand anders uitgaan. Dankie dat jy oor my bekommerd is. Dankie dat jy so voel, maar ek kan nie. As jy my 'n guns wil doen, los my net alleen. Dankie vir die koffie, hoor. Ek moet nou baie. So, hoe kry jy lekker teespoed by die meisie? Roberts, hoekom hou jy nie jou bek? Sy was my meisie en toe het jy haar gesteel en nou kry ek lekker. Moenie spook. Jy's nie nou op jou pa se plaas en jy kan ploeg net waar jy wil nie. Staan ook op as jy jou praat. Ja, meneer. Roberts, kom hierso. Jy is ons baie snaaks, hè, Roberts. Ja, meneer. Vertel vir jou meneer so 'n grappie, Roberts. Ek ken nie grappe nie, meneer.
Maar dan gaan jy nog baie lank hier staan, Roberts, want sien, die ou meneer is uitgehonger vir so 'n bietjie humor. Ons lewens is saai en ons verkeer onder die druk van die akademie. Verstaan jy dit? Ja, meneer. En toe begin. Wel, meneer sien, hy was eendag 'n man en hy het 'n sielkundige gaan spreek en toe hy by die spreekkamer instap toe is daar 'n brilpara op sy kop, meneer. En die sielkundige was effens verbaas geweest, meneer, en hy vra toe, "Wel, meneer, wat is jou probleem?" O, sê die brilpara, "Ek sukkel om hierdie vrat van my bas af te kry." Sis. En toe, Roberts? Toe niks, meneer. En wat so snaaks daaraan? Is 'n morsige storie, Roberts. Waar kom jy vandaan om die ou meneer se inbors so te besoedel? Ekskuus, meneer. Ekskuus is nie genoeg nie. Jy's vir 3 dae die eetsaal belet. Is dit duidelik? Ja, meneer. So, dit nou. Roberts. Moenie net jy met kos in jou kamer vang nie. Is dit duidelik? Reg. Dit nou. Roberts. In verband met hierdie gras wat jy met jou ark uitgeploeg het. Jy sing vanaand van 8 tot 10 vir die gras sodat dit weer kan groei. Wat doen jy hier so in 'n man se koshuis? Treur. Hoe as hulle vir jou hier so vang, as kos vir jou en vir my. My lewe is in elk geval verby. Wat bedoel jou lewe is op by? Kom jy met die wegkom. Ek is in die moeilikheid. Wat 'n moeilikheid? Dirk Kruine. Ek het gekom om te hoor of jy dalk vir my pille het. Ek wil selfmoord pleeg. Luister oppas wat jy sê. My pa is so in die sonne. Wat gaan ek doen? Wat gaan ek vir my ma en pa sê? Die skande. Hoe is jy kan nie so selfmoord pleeg nie. Wat maak ek met die lijk? Jy bel die mortuary en hulle kom laat dit self op. Nie net ook al ou in die koerante en so. Ook al trou jy nie liewes met hom nie. Oor hy so blind is. Het jy die meisie gesien met wie hy so rondflerrie? Sy's aaklig. Ek weet nie wat hy in haar sien nie. Haar tande is te groot en sy's gebou soos 'n diesel engine op 'n spoorwegkrossing. Sy's 'n Delilah en sy gaan hom nog in sy graf insleep. Maar weet hy al? Nee, maar ek wil hê jy moet vir haar sê sodat sy hom kan uitlos. Dit kan ek mos nie doen nie. Jy het maar my skaap uit kom opeet, my dierwyn gaan uitsyp. Het jy nie? Het jy nie? En wie se skuld is dit alles? Dis haar skuld. So wat voel ek as sy bietjie bloei vir hom? Niks. As jy so mal is oor hom, hoekom vertel jy hom dan moet hy mos met jou trou. Maar moenie stupid wees nie. Hy sal mos weet ek lieg, maar sy sal nie weet nie. Vir jy sê jy sit nog die hele tyd hier so aan lieg. Tuurlik. Jy het nie gedink ek is daardie soort meisie nie. Nee, natuurlik nie. En hoekom is die lewe baie keer so familie? Ek wil hy, jy wil hom hê. Hy dink sy's 'n mirakel en sy dink hy's 'n moerby. En wat 'n wêreld. Ja, Hier is 'n kaptein Joost om u te spreek. ja, sy moet maar inkom. Kom aan. Ek het gewag vir jou, kaptein. Ek is jammer, meneer Verster. Die wetsgenootskap het die verklaring aan my oorhandig. Ek is bevrees ek het 'n lasbrief vir die arrestasie. Sal u saam met my kom asseblief? Ja, ek is reg. U mag eers die vrou bel. My sekretaresse sal al die oproepe doen wat nodig is.
grys gestreepte das. Een goue Constellation Hans Monsolossi. Dan môre vir Landros verskyn. Hy sal besluit verborg gee. Ja, ek weet dankie. Dis die kwitansie vir jou eiendom. Jammer dat ek laat is, mens. Nou, sy sekretaris. Ja, kom ons aan. Oom Jan spaar my jou simpatie. Ek is jammer vir hom, maar hy het presies geweet wat hy doen toe hy daai geld gevat het. Buitendien wie hier het met my en die Herman gegaan. Ek het dan gedink julle Jy het verkeerd gedink. Ek is jammer vir my kinders. Dis hulle wat met hierdie skande sal moet saamleef, hulle en ek. Dink jy Herman gee vir hulle om? Ek wens jy wil nie so verbitterd klink nie. Ek is hier om te kyk of ek hom kan help. Hom help. Na daardie verklaring van hom aan die wetsgenootskap en die polisie. Ja, goed. Ek weet dit is nie rooskleurig nie, maar ja, ek weet dit. Wat gaan jy doen? Pleit vir versagtende omstandighede? Vir die regter sê Herman Verster se vrou het hom uitgeroei en het nie ander uitweg gehad het nie. Kyk, asseblief. Die man is 'n groot moeilikheid. Al was dinge dan ook hoe verkeerd tussen julle. Almal gaan van jou verwag om by hom en jou familie te staan. Alles is dan net ter wille van die kinders. Kyk oom Jan, alles wat ek my lewe lank gedoen het, het ek gedoen ter wille van my kinders. Magda, onder omstandighede kan ek nie langer saam. Ag oom Jan, sit tog asseblief. Wat is sy kans? Wel, hy het geen vorige veroordelings nie. Hy's 'n gesiene man. Ek glo dat die Landros hom môre op eie verantwoordelikheid sal vrylaat. Tensy die aanklaer 'n groot ding daarvan maak, maar ek glo nie, want hulle ken vir hom. Dit mag ook wees dat hy nadat die polisieondersoek afgehandel is, vir Samire verhoor na die Hooggeregshof verwys word. Hy sal skuldig pleit. Na daardie verklaringe vir hom kan dit ook nie anders nie. Ek sal dus moet pleit vir versagtende omstandighede. Ek weet nie hoekom hy die geld gevat het nie. Ek wens ek het geweet. Al wat ek uit hom uitkry is beskuldigings en verwyte. Magda, maar ek kan nie sommer net daar in die hof 'n klomp verskonings gaan mompel nie. Ek moet 'n konkrete rede aanvoer waarom hy die geld gevat het. Wel oom Jan, dit sal jy vir hom moet vra. Ek het genoeg probleme. Wat dink jy gaan nou van my word? Kan jy nie vir een oomblik daarom aan iemand anders behalwe as jouself dink nie? Wil jy of wil jy hom nie help nie? Tuurlik wil ek hom help. Wat het van die geld geword? Het julle enige groot skuld gehad? Nee. Het julle skielik enige groot bedrag nodig gehad? Is daar 'n desperate rede gewees waarom hy die geld moes neem? Nee. Nou, wat het van die geld geword? Ek weet nie. Dink jy hy het ooit sy sake met my bespreek? Ek weet nie en dis 'n feit. Jy weet Magda, hoe meer ek met hierdie saak te doen kry, hoe jammerder begin ek vir Herman voel. Hallo oom Jan, wat maak oom hier? Judy, jy weet van jou pa se moeilikheid, nou wil het hom vanoggend kom haal. Kom haal. Die polisie het hom in hegtenis geneem. Hy het 'n volledige verklaring afgelê en ek is bevrees. Is hy in die tronk oom? Judy, ek wil hê jy moet vir my help. Kom saam na die kar toe. Ek wil 'n paar goedjies vir jou vra. Jong, Judy, ek weet nie so reg nie, jong. 'n Man is maar 'n trotse ding. Hy wil dalk nie hê jy moet hom so sien nie. Oom, my pa het iemand nodig van ons gesin om vir hom te sê ons staan by hom. Ma stel nie belang nie en Hannes is net weg. Sê nou die polisie weier dat jy ingaan. Dan weet ek minstens ek het probeer. Oom, asseblief. Selfs al laat hulle my nie by hom toe nie, dan weet hy minstens ek het probeer.
Dit sal baie vir hom beteken. Ek weet nie wat jou ma hiervan gaan sê nie. Maar jy is miskien groot genoeg om vir jouself te besluit. Kom ons gaan kyk. Hier wat jy verster. Stap net vir my daardeur asseblief. Ek is jammer dat jy my so moet sien. Ek wou net kom kyk of dit nog goed gaan. Hallo Jan. Man jong. Ek het met die kaptein gepraat en jy sal môre in die hof verskyn. Ek glo nie daar sal enige probleem wees met borg nie. Daar is daar nog nie iets wat ons verder kan doen nie. Ek sal môreoggend self in die hof verskyn. Dankie. En wat die huis en jou kantoor betref, moet jy nie bekommer wees nie. Ek sal vir alles sorg. Dankie, ek sal sorg dat jy daarvoor vergoed word. Vergeet dit, man. Jy het vir my meer gunstig gedoen as wat ek kan onthou. Herman, man, as daar enigiets is, enigiets spesiaals wat jy graag wil hê ek moet doen, moet jy maar net praat, jong. Dankie. Ek het alles gereël voor ek hierheen gekom het. Tot ziens, ja. Tot ziens. Tot ziens, my kind. Sê groete vir mama. Wel, dat weet jy. Sal ons my woonstel toe gaan? Pas asseblief. Jy kom maar net wegbly. Ek sal verstaan. Nou gaan jy maar van ons versterk hoor. Ek moet nie oor my ma bekommer nie. Hoef ek nie. Hoor jou pa? Hy's 'n regter. Wat dink jy gaan hy van hierdie gemors dink? My pa dink is sy besigheid.
Nie love wees nie, Dirk, is nie so eenvoudig nie. Vir die eerste keer in my lewe gaan dit nou op my begin belangrik word wat mense van my sê en dink. Wat gaan jy nou maak, sterretjie? Kyk Dirk, ek gaan vir jou net probleme maak by die huis. Jou ma hou buitendien van my. Ek sê jammer ek was so mislik met hulle. Hulle was net so mislik met jou. Nou. Dis nou meer ter sake nie, is dit? Kom, ek gaan maak maar iets om te eet toe. Ja, nou? Ek en Gietjie het gehoor van Julie se pa, toe het ons net gewonder of ons nie daar kan kom help nie. So wat as hy in die tronk is? My oupa was in die tronk van 1942 tot net na die oorlog oor hy poskantoor opgeblaas het. En agterna wou hulle homself 'n medalje gee. Ek meen, elke eerste minister in Afrika was op 'n kolonie in die tronk. En niemand dink dis verskriklik nie. Gietjie sê maar, dis self nie. Wie sê dis nie dieselfde nie man? My oupa het myself gesê. Nou luister julle twee, ek het hier net gekom om alleen met Julie te gesels. So gaan vry op 'n ander plek. Jy's aaklig. Ek is aaklig, loop nou. Een meisiekind behoort nie so laat uit te bly nie. Die minste wat sy kon doen was om jou te bel. Sy is seker maar net by 'n vriendin. Nou maar kan sy ons gesê het. Sy wil julle so min omgee vir julle kinders dat hulle in die moeilikheid kom. Wat gaan jy nou doen omtrent alles? Weet nie wat om te doen nie. Sy offisier het gesê hulle stel vir hom 'n regsverteenwoordiger aan, luitenant Goosen of iets. Waarom moes hy dit nou gaan staan en doen dit? Asof ons nie genoeg probleme het nie. Eers Herman in die tronk en nou hy. Ek ben rasend van bekommernis. Al Herman se rekenings by die bank is bevries. Hoe gaan ons leef? Waar gaan die geld vandaan kom? Ek het jou 'n goeie aanbod vir die huis gemaak, Magda. En as ons die huis verkoop, wat dan? Dan kry jy vir jou 'n woonstel. Vir jou en Julie. Jy kry vir jou werk. Werk? Wat se werk kan ek doen? Ek het 20 jaar laas gewerk. Hulle is vir my lag. Ek het nie opleiding of kwalifikasies nie. Die keer toe ek wou buitemuurs gaan studeer, het Herman daar 'n stokkie voorgesteek. Kyk waar sit ek nou. Buitendien hierdie huis is baie meer as R250 000 werd. Miskien. As jy kan wag vir jou prys. Maar jy kan nie wag nie. Dis die punt. Waar begin 'n mens? Sê my net dit. Waar kom jy nou vandaan? Vrou, ek is jammer, ek en Judy... Ek het nie met jou gepraat nie. Ma, asseblief. Moenie my ma asseblief nie, ek is byna gek van bekommernis en jy het die basiese ordentlikheid om my te bel om te besê waar jy is nie. Dis alles my skuld, mevrou. Judy was omgekrap en... Wanneer kry nou? Ek dink jy moet liewer loop. My suster is heeltemal bekwaam genoeg om hierdie saakie uit te stryk. Wag nou net so 'n bietjie oom, ek is verantwoordelik vir die moeilikheid waarin Judy nou is. Los my en my dogter alleen. Ek kan hierdie situasie nou net nie langer hanteer nie, so asseblief loop nou. Luister eens waar. Ek verstaan jy en Judy ken mekaar nog nie lank nie. Ja. Jy kan sien na watter toestand haar ma is. As ek nou vir jou raad kan gee, bly bietjie weg hier. Jy gaan net vir haar probleme veroorsaak. Oom, ek is jammer oor vanaand en ek is verskriklik jammer oor wat met Judy se pa gebeur het.
Maar ek kan haar nie net so los nie. Jy dink nou miskien jy help haar, maar ek sê vir jou, jy help haar nie. Wel, dit is 'n kwessie van opinies, oom. Dis nie 'n kwessie van opinie nie, dis 'n feit. Ek vra jou nie, ek sê jou, bly weg. Wel, oom is nie haar pa nie en haar pa het gesê ek kan kom. Haar pa is 'n onverantwoordelike vent wat vandag in die tronk sit, pleks om sy gesin te versorg. Hy het in hierdie huis minder as niks te sê nie. Luister, oom. Ek het nie vanaand gekom om moeilikheid te maak nie. Maar as dit nie vir Maar jy maak nou moeilikheid. Jy staan hier met my en kibbel terwyl jy goed genoeg weet jy's besig om jou neus in ander mense se sake te steek. Ek sê nou vir jou, bly weg van hierdie huis af, en bly weg van Judy af. Dit sal die dag wees. Maar asseblief, ek sal gaan werk. Ek sal die universiteit los. Ons sal deurkom. Asseblief, ek wil nie nou daaroor besluit nie. Maar dink maar ek wil klas toe gaan terwyl ek weet maar kan nie vir my betaal nie. Dink maar ek wil hê ons moet ons huis verkoop. Ek kan buitemuur swat, regtig. Ek dink julle moet nou vergeet van die huis en begin dink aan oorlewing. Selfs met jou pa se inkomste kon hy nie die plek bekostig nie. Vergeet dit nou en dink realisties. Forsie, sal jy asseblief nou jou neus uit my besigheid hou? Ek is dankbaar vir wat jy vir ons gedoen het, maar los my en Judy nou dat ons net weer kan helder dink oor alles. Nou goed. Ek sal julle los, Magda. Maar jy sal agterkom hoe gou jy my gaan nodig kry. Rekenings gaan elke dag begin inkom. En tensy jy 'n groot klomp geld iewers weggesteek het, gaan bevriesde bankrekenings nie daarvoor betaal nie. Hulle gaan jou water en ligte afsny en jou telefoon. En dan gaan die dagvaardigings begin inkom. En ek praat nie nou van noodsaaklike dinge soos kos en klere en brandstof nie. Maak jy nie druk nie, Magda. Besluit self. Sit jou huis in die mark as jy dink jy gaan 'n beter prys kry. Maar een ding sê ek vir jou. Moenie van my verwag om vir jou te sorg as jy jou eie kop gaan volg nie. Ek is nie Herman Verster wat my geld in die water smyt nie. Ek vonnis jy tot detensie vir 'n tydperk van 14 dae. Marcheer uit die beskou. Is goed, is leer. Rechtsom. Towards us. Laks, links. Towards us. Laks, links. Carry pass. Laks, links. Hold. Rechtsom. Escort, leer. 76326 BG Weerman Johannes Gideon Verster. Onderworpe aan die reglement van dissipline uit hoofde van artikel 104-5-B, aangekla van die misdrijf van oortreding van artikel 14A RVD. Deurdat op of omtrent die 16de dag van April 1982 en te of na by die Lugmag Gimnasium genoemde beskuldigde wederregtelik afwesig sonder verlof gegaan het van sy eenheid te wete die Lugmag Gimnasium vanaf 0800 uur op 16 April tot 1600 uur op 17 April. Wat pleit jy? Skuldig. Enigiets ter versagting te sê voor ek jou vonnis? Nee, ek vind jou skuldig op die aanklag. Ek vonnis jou tot detensie vir 'n tydperk van 7 dae. Opgeskort vir 3 maande. Marcheer uit die beskuldigde. Escort, is leer. Rechtsom. Towards us. Laks, links. Laks, links.
Hi, meneer Marco. Oh, hallo Piet. Hallo. Ek sien sommer al van ver af hier is op pad hier na my toe. Man ja, jy moet vir my 'n aanbod opstel vir 'n eiendom. Wat wil jy nou weer koop? Nog 'n plaas? Nee, sy is in Pretoria. Dis 'n lang storie. Ek het gehoor van jou swaar. En ek is jammer, meneer Marco. Die dinge gebeur. Die trustfondse is 'n vloek van 'n ding, jong. Voor 'n mens weet waar jy is, het jy oor die tou getrap in die bank en die krediteure is op jou nek. Ek het 'n vriend gehad op Klerksdorp wat hom getrap vir dieselfde ding. Dis alles net tegnies, man, maar hy sal loskom, jy sal sien. Ja, kan ons nou na jou kantoor toe gaan? O ja, seker. Wie verdedig ons? De Wet, vaststaande wette van Rooi in Pretoria. Maar hy het 'n verklaring aan die polisie gemaak. Was 'n skulderkenning. Dis jammer. 'n Man moet nooit sommer skuld erken nie. Almal weet hy's getroud met my suster. Een skelm gee die hele familie 'n slegte naam, maar dit pla my. Sy gesin sit sonder 'n sent, sonder 'n heenkome, sekuriteit. Is dit vir haar wat jy die eiendom wil koop? Nee, dis hulle huis. Dis op haar naam, waarom weet ek nie. En nou wil sy verkoop? Nee. Jy weet ons vroumense. Sy is hardkoppig. Ek weet nie of sy haar verbeelde welsyn gaan vir hulle sorg nie. Daarom wil ek hierdie skriftelike aanbod aan haar maak. Miskien besef sy dan ek is ernstig. Wat betaal jy? Markprys. 250.000. Eintlik beter as markprys. Bouvereniging kleding is so skaars op die oomblik. Sy kan bly wees sy kry nog 'n koper. Is 'n swak belegging, Piet. Ek gaan sukkel om hulle die huis uitgeskop te kry. Jy weet ons familie. Mens doen nie besigheid met hulle nie. Maar ja, sy is my suster, wat kan ek maak? Ek neem aan jy wil nie hê die huis moet jou baie aan kontant kos nie. Natuurlik, as dit moontlik is. Maar sy is op die oomblik so nie nood enige geld sal welkom wees. Maar dis nie die punt nie. As ek nou 'n groot bedrag kontant aan haar gaan gee, dan gaan blaas sy die hele spulle ek sit met die gebakte pere. Kyk, as ek vir jou 'n voorstel kan maak. Plaas 10.000 op trust hier by ons. Nee, toe maar. Ek is nie van plan om met my trustfondse rond te speel nie. Jy sit dit hier op trust, dit laat die meeste verkopers gelukkiger voel. Hoe groot is haar verband? 60.000. Dan skuld jy nog 190.000. Ons kan ons voorwaardes in die aanbod inskryf vir hoe en wanneer die geld betaalbaar is. Dis 'n kopersmark op die oomblik, meneer Marco. As hy die aanbod van die hand wys, dan maak ons 'n beter een, maar 'n man moet nooit te hoog insit nie, dis my geloof. Wat van die meubels en die gordyne, wil jy dit insluit by die koop? Ja. Sy sal seker 'n paar goedjies wil uithou, maar ons kan daaroor onderhandel. Alright, kom ons kry die besonderhede. Wat sal volle name? Magdalena Johanna Verster. Ek en jy, ons twee is gemaak om by mekaar te bly, want ek en jy balanseer mekaar, maar kontrasteer mekaar. Twee kante van dieselfde munt, so waar. Jy is realisties, ken die wêreld en sy perke, en ek weet weer van woorde en hoe voel se dinge werk. Want ek is mos die dromer wat vir al twee lugkastele bou, wat jy dan op die keper moet beskou. Ek en jy, ons twee is gemaak om by mekaar te bly, want ek en jy balanseer mekaar, maar kontrasteer mekaar.